Ons ry oor 10 minute, roep pa vanuit die sitkamer. Groot opgewondenheid heers in die Clark-huishouding. Hulle het besluit om na die Kaapstadse lughawe toe te gaan, om die Springbok rugbyspan wat pas die wêreldbeker weer gewen het, terug in die land te verwelkom. Pa, ma, Annika en Alex het hulle Springbok hemde aan. Papa, vra Alex, kan Bismarck saamgaan? Ja, natuurlijk. As sy ouers sê dis reg, is hy baie welkom. Bismarck en sy gesin bly in dieselfde straat as die Clarks en die kinders speel tog te lekker saam. Miau, sê Max terwyl hy vraend na Annika kyk. Sy weet Max wil graag saamgaan. Sal ons vir Max in jou rugsak sit? Vra Annika saggies. Alex knik sy kop en gaan haal sy sak. Max is gewoond om in Alex se rugsak te reis. Hy voel veilig daar en gewoonlik is daar boonop iets lekkers om aan te pesel, 'n broodkorsie of 'n stukkie droewors of so. Hallo Bismarck, sê almal gelyk toe hy by die voordeur instap. Hy het ook sy Springbok hemp aan en sy ma het die Suid-Afrikaanse vlag op sy een wang geverf. Dankie dat ek kan saamry, oom, sê hy opgewonde. Dis 'n groot plesier, Bismarck, sê pa. Almal spring in die kar. Ma sit die radio aan en die ou liedjie, Hier kom die bokke, speel kliphard en almal sing net so hard saam. By die lughawe is daar vreeslik baie mense. Kom julle, sê pa, ons moet gou stap sodat ons 'n goeie plek kan kry om te staan. Die 3 kinders hou hande vas sodat niemand in die skare wegraak nie. Max loer by die sak se flap uit. Sjoe, ek het nog nooit so baie mense bymekaar gesien nie, dink hy. Die gesin kry 'n fantastiese plek om te staan, reg voor by die lintversperring waar die span gaan verbyloop. Die atmosfeer in die aankomsaal is elektries. Mense swaai vlae en sing rugbyliedjies in groot afwagting om hulle rugbyhelde weer te sien. Max klim uit by die sak en Alex hou hom in sy arms vas. Max kyk op. Op die eerste verdieping sien hy 'n klein aapie. Hy sit doodstil en kyk onder toe. Dames en here, kom daar 'n aankondiging. Ek bring vir julle die Springbokke, wêreld rugbykampioene. Die mense juig en skree en fluit en waai terwyl die groot manne ingestap kom. Hulle lag en waai terug vir al hulle aanhangers. Elke Springbok-speler dra 'n goue medalje. Max sien die aapie teen 'n pilaar afklim tot naby waar die spelers verbyloop. Toe een van die spelers, Faf de Klerk, verby die pilaar loop met sy medalje in die hand, gryp die aapie die medalje en laat spaander. Max is soos 'n pyl uit 'n boog agter die aapie aan. Faf kan nie glo wat nou net gebeur het nie. Hy kyk verbaas rond, maar die aapie is weg. Max is agter die aapie aan. Die klein stouterd, dink Max, ek gaan hom nie laat wegkom nie. Die aapie hardloop uit by die saal, tot in 'n ander saal waar daar honderde tasse en trollies is. Hy spring en klouter van een plek na die volgende, maar Max is op sy hakke. Ewe skielik is die aapie in 'n hoek vasgekeer. Max gaan staan voor hom en gee 'n kwaai grom. Die aapie skrik en laat val die medalje en hardloop weg. Max stel dit versigtig op en draf weer terug na die groot saal. Hy draf vernuftig tussen die mense se bene deur en gaan staan voor Faf. Eers het Faf hom nie raak gesien nie, maar toe sien hy die Bengaalse kat met die medalje in sy mond. Max sit versigtig die medalje voor sy voete neer. My wêreld, roep Faf terwyl hy sy medalje en vir Max optel. Hierdie kat kort 'n beloning. Dis ons Max daarie, roep die kinders. Die sekuriteitspersoneel laat die 3 kinders deur dat hulle vir Max kan gaan haal. Danksy julle kat het ek my medalje terug, sê Faf verlig en bly. Baie dankie Max, almal lag lekker saam. Daardie aand, nadat pa vir Bismarck by die huis afgelaai het, sit almal rustig om die braaivleisvuur en gesels oor wat alles by die lughawe gebeur het. Ek het nie eens gesien daar's 'n aapie in die saal nie, sê pa. Ek ook nie, sê almal gelyk. Toe sê Alex, Max het daardie aapie natuurlik lank al gesien,
want toe hy die medalje gryp, was Max alreeds uit my arms. Kom Max, kom ons gaan slaap. Lekker slaap almal, sê Alex. Gong! Die klok slaan 12 uur. Max staan op en strek sy lyf uit. Ek wonder wat Frederik vandag doen, dink Max. Hy sluip af by die trappe, loop saggies deur die sitkamer kombuis toe en loer gou eers of ma nie vir hom iets te ete in sy kosbak gelos het nie. Ai, niks, mompel Max by homself. Wel, miskien het Frederik iets lekkers by hom, dink Max. Sy maag grom sommer toe hy dink aan die lekker wortelkoek wat hulle saam geëet het na die groot avontuur met die sneeustorm in die Spitsberge. Hy loop uit by die katteer en draf straat langs tot by die Kampsbaai Natuurreservaat. Hoe, sê die uil. Naand uil, roep Max vrolik. Max kyk na die bergse kant toe en wonder of die viervliegies hom gaan kom haal. Net toe sien hy 'n dowwe lig aankom. Ja, dis hulle, sê Max sommer hardop. Toe hulle naderkom, sien Max dat hulle in die vorm van 'n vliegtuig naderkom. Hulle viervliegies, sê Max. Soos altyd verlig hulle die pad vir hom, al die pad tot by die grot se ingang. Sjoe, dink Max, vanaand is die viervliegies haastig, en die feit dat hulle in die vorm van 'n vliegtuig vlieg, sê sekerlik dat sy avontuur in Catania iets te doen gaan hê met 'n vliegtuig. Die viervliegies vlieg in by die grot se opening. Die hele grot word met 'n goue gloed verlig. Hy gaan staan 'n oomblik stil en kyk na die hoë rotse wat bo hom uittoring. Dit is doodstil in die grot. Net die klank van krieke daar buite hoor hy. Die viervliegies kom nader na hom toe asof hulle hom roep en Max besef dat hulle haastig is. Hy draf al agter hulle aan in die middelste tonnel in en al die pad tot aan die einde waar hy by die waterval kom. Totsiens viervliegies, sien julle later, sê Max vrolik en stap deur die waterval tot op die rots, waar dit nou dag is in Catania, die land van die katte. Max staan regop soos 'n mens en beskou sy nuwe blou baadjie wat hy aan het. Dis 'n mooi denim baadjie hierdie, dink Max. Fluit, stap hy met sy hande in sy sakke bult af tot by Frederik, sy beste vriend se huis. Hy is mal daaroor dat hy, wanneer hy in Catania is, mensdinge kan doen. In die menswêreld kan hy nie fluit nie, maar in Catania kan hy met sy hande in sy sakke loop en fluit net soos Alex doen. Frederik sit en wag vir Max op die stoep van sy mooi houthuis. Sy grys pels blink in die son. Hy het 'n fles koffie en 'n blik beskuit op die tafel reg. Hallo my vriend, roep Max. Hallo Max, ek is so bly jy het gekom. Ons moet vandag die skool se rugbyspan by die lughawe gaan haal, sê Frederik. Ek het vir ons lekker koffie en beskuit ingepak. Max se mond water behoorlik toe hy die eetgoed sien. Sjoe, dit lyk lekker, sê Max terwyl sy maag grom van die honger. As daar genoeg tyd is, kan ons op pad lughawe toe langs die pad stop en koffie en beskuit vat, sê Frederik. Max antwoord, nou ja, kom ons vlieg dan sommer skool toe en dan spaar ons baie tyd. Dis 'n gawe plan, sê Frederik. Max draai 3 keer vinnig in die ronde en verander in Maximus, die superkat, met sy pragtige rooi mantel. Frederik sit die koffie en beskuit in 'n sak. Max sit sy arm om Frederik se lyf en styg op. Dis vir Frederik vreeslik lekker as hy en Max kan rondvlieg. Alles lyk so klein daaronder. Hulle vlieg oor 'n paar plase en ook die groot rivier. Ewe skielik kom hulle af op 'n swerm hadidas wat besig is om in die teenoorgestelde rigting te vlieg as wat hulle doen. Al wat jy hoor is 'n geklap van vlerke en die harde geskree van die hadidas. Max en Frederik koes sodat hulle nie teen een van die voëls bots nie. Ongelukkig gryp een van hulle die sak met die padkos uit Frederik se hande. Maar die sak is te swaar vir die voël om te dra en daar laat val hy dit. Max se oë rek. Nee, net nie dit nie. Hou vas, Frederik, roep Max bo die geraas uit en duik af. Frederik hou vas vir al wat hy werd is. Max gryp die sak net voor dit in die water val. Sjoe!
"Sjoe, dit was amper," roep Frederik. "Dis 'n regte skobbejak van 'n harie daardie. As ek hom in die hande kry, trek ek al sy stertvere uit," roep hy vies. Max lag net. Hy is bly hy kan nog uitsien na lekker koffie en beskuit. Amper was dit binne in die rivier. Kort voor lank land hulle langs die skoolse bus. Maximus Superkat verander weer terug na gewone Max. Die twee klim in die bus en vertrek sommer dadelik lughawe toe. Toe hulle omtrent halfpad is, trek Frederik van die pad af. "Nou is dit tyd vir padkos," sê hy. Max is so bly want nou is hy al behoorlik rasend van die honger. Daar is 2 houtbankies en 'n tafel onder 'n groot wilgerboom. Pragtige blommetjies groei in die veld rondom hulle. Die 2 maats gaan sit en smil heerlik. Max geniet elke happie beskuit en slukkie koffie ter tee. Hy vertel vir Frederik wat alles by die Kaapstadse lughawe vroeër gebeur het en hoe hy Faf se medalje gered het. Frederik lagte lekker toe hy hoor hoe Max die aapie gejaag het. "My wêreld," sê Frederik, "ek het nie geweet mense speel ook rugby nie." Max lag maar net. Frederik moet nog eendag saam met hom menswêreld toe gaan, sodat hy kan sien hoe dinge aan daardie kant werk. Die 2 vriende ry gesels verder. Toe hulle op die hoogste punt van die berg kom en om die draai gaan, sien hulle die lughawe in die verte. "Nog so 'n halfuur se ry, dan is ons daar," sê Frederik. Catania se lughawe is nie so groot soos Kaapstad se lughawe nie, maar daar is nog steeds heelwat vliegtuie wat opstyg en land. "Kom ons gaan sê hallo vir my vriend Henk wat by die beheertoring werk. Dit is baie interessant om daar by hom te wees en te sien en luister hoe hy praat met die vlieëniers oor die radio. Hy sê vir hulle wanneer hulle kan land en wanneer hulle kan opstyg. Hy het 'n baie belangrike werk. As hy 'n fout maak, kan daar maklike ongeluk wees." "Sjoe," sê Max. Die 2 vriende klim teen die hoë trappe op tot by die beheerkamer en stap in. Daar is groot vensters aan alle kante en jy kan die hele lughawe en aanloopbaan sien van daar af. Hulle is net betyds om te sien hoe 'n reuse vliegtuig kom land. "Wow," sê die 2 gelyk. "My wêreld," sê Henk, "dis nou 'n verrassing." "Hallo Henk," sê Frederik, "dis so goed om jou te sien. Hierdie is my vriend Max. Ek wil graag vir hom wys waar jy werk en wat jy doen." Jou tydsberekening is goed. My middagete het sopas begin," sê Henk. Hy stap deur die vertrek en wys vir hulle die groot radarskerms met kleurvolle kolletjies op. "Hierdie kolletjies wys waar daar vliegtuie is. Ons moet sorg dat hulle veilig land en nie teen mekaar bots nie." Hy wys na ander skerms. "Hierdie skerms met die blou, groen en rooi kleure wys vir ons die weerstoestande. Die blou wys dat die lug mooi oop is en die groen en rooi kleure wys dat daar storms aan die gang is." Terwyl Henk nog so verduidelik, klink daar skielik 'n alarm. "O, sê Henk, jammer julle, ek moet nou eers gaan kyk wat aangaan." Henk lyk baie bekommerd. "Wat is fout?" vra Max. "Een van die vliegtuie is in die moeilikheid. Dis die een wat Catania se rugbyspan huis toe bring." "O, aarde," sê Frederik, "ons is juis hier om hulle op te tel." "Maar wat is fout met die vliegtuig?" vra Max. Hulle radio- en navigasiestelsel het vir een of ander rede ophou werk. Dit beteken ons kan nie met hulle praat nie en hulle kan ons ook nie hoor nie. Hulle kan ook nie mooi sien waarheen om te vlieg nie. Die laaste wat ons kon hoor is dat hulle nie presies weet waarheen om te vlieg nie. Boonop is dit nog mistig en kan die vlieënier nie baie goed sien nie. Ek kan op die skerm sien, hulle is klaar besig om in die verkeerde rigting te vlieg. Frederik kyk uit by die venster en wys na 'n klein dowwe liggie oor die see. "Is dit hulle wat daar ver aankom?" vra hy. "Dit is," sê Henk. Frederik sê skielik, "Ek het vroeër vir Superkat gesien. Kan hy miskien die pad vir die vlieënier aanwys?" Henk se gesig helder op. "Dit sal wonderlik wees," sê hy. Frederik knipoog vir Max. "Kom Max, kom ons gaan soek vir Superkat." Die 2 maats hardloop af met die trappe. Max gaan staan agter 'n muurtjie en draai 3 keer vinnig in die ronde.
Superkat trek soos 'n pyl uit 'n boog en zoom verby die verbaasde Henk en sy kollegas in die beheertoring. Maximus vlieg so vinnig soos hy kan na die vliegtuig toe. Die mistigheid oor die see is intens, maar met sy superkat oë kan hy baie goed sien. Skielik is hy by die groot vliegtuig. Hy vlieg tot by die venster van die kajuit waar die bekommerde vlieënier sit. Max waai vir hom. Die vlieënier kan nie glo wat hy sien nie. 'n Kat met 'n rooi mantel wat vlieg? Dis seker Maximus, superkat van Catania, waarvan hy gehoor het. Die vlieënier lyk baie verlig. Hy wys na sy radio en navigasie en dat dit nie werk nie. Maximus beduie vir hom om saam met hom te vlieg. Intussen het die rugbyspan agtergekom Max vlieg langs hulle. Dis Maximus, roep hulle verbaas en opgewonde en waai. Maximus lag en waai terug vir hulle. Hy vlieg na die voorste punt van die vliegtuig en sit sy hand op die vliegtuig se neus. Stadig stoot hy hom na regs, sodat hulle in die rigting van die lughawe begin vlieg. Hy wonder hoe hy die mis kan wegkry, sodat die vlieënier self mooi kan sien. Ek wonder of ek die mis kan wegblaas, dink Maximus. Hy trek sy longe vol lug en blaas so hard soos hy kan. Die mis begin voor hom draai. Hy trek nog 'n diep teug en blaas weer so hard soos hy kan. Die mis begin pad gee. Max hou aan blaas totdat die vlieënier mooi kan sien. Hy kyk na die vlieënier en die vlieënier wys vir hom dankie. Max vlieg vinnig vooruit na die aanloopbaan toe. Hy blaas al die mis by die aanloopbaan ook weg. Toe die mis op die aanloopbaan verdwyn, sien Max tot sy ontsteltenis dat daar 'n paar katkinders op die aanloopbaan staan. Hulle het in die mis verdwaal en het hulle self op die aanloopbaan bevind. Hy vlieg tot by hulle. Nou moet hy gou dink. Rooi mantel verander in 'n perdewa. Die rooi mantel verander binne 'n sekond in 'n perdewa wat groot genoeg is om al die katkinders te dra. Spring op julle en hou vas, roep hy. Die vliegtuig gaan kom land. 1, 2, 3 en al die kinders is op die wa. Met 'n groot spoed sleep Maximus die wa na 'n veilige plek. 'n Paar sekondes later kom land die vliegtuig. Almal klap hande en juig dat die vliegtuig veilig kom land het en dat die katkinders betyds van die aanloopbaan afgekom het. Hoera vir Maximus die superkat, roep almal opgewonde. Max waai en vlieg weg. Hy gaan land op 'n plek waar niemand hom kan sien nie en verander weer in gewone Max. In die bus op pad huis toe, luister Frederik en Max hoe die seuns opgewonde gesels oor hulle vlug. Daai Maximus is so sterk, hy draai sommer die vliegtuig in 'n ander rigting in, sê een. Het julle gesien hoe hy die mis weggeblaas het, sê 'n ander. Het julle gesien hoe vinnig hy kan vlieg? Baie vinniger as 'n vliegtuig, sê 'n ander. Toe die span veilig by die skool afgelaai is, vlieg Frederik en Max weer terug huis toe. Terwyl Frederik vir elkeen 'n glas lemoensap ingooi, sê hy, "Sjoeg, dit was nou 'n lekker avontuur. Môre gaan al die katte van Catania in die koerant lees hoe Superkat die vliegtuig veilig laat land het en die katkinders betyds van die aanloopbaan afgekry het." Max lag verleë en sê, "Onthou net, jy mag net nie sê dis ek wat Superkat is nie. Dis ons twee se geheim." Max staan op en verander weer in Superkat. "Ek moet nou gaan, my vriend. Sien jou volgende keer." "Totsiens, Maximus, tot volgende keer," sê Frederik. Hy staan op en vlieg terug tot op die rots voor die waterval en verdwyn deur die water. Binne in die tonnel wag die 4 vliegies vir hom. Hulle verlig die hele pad deur die tonnel, deur die grot, af by die bergpaadjie, tot by die natuurreservaat se ingang. Op die pad vertel Max vir die 4 vliegies alles wat in Catania gebeur het. Hy is nie seker of hulle hom kan verstaan nie. By die reservaat se hek gaan staan hy stil en vra, "Verstaan julle wat ek vertel het?" Max kyk stip na hulle. Na 'n paar oomblikke maak die 4 vliegies die vorm van 'n bus, toe 'n vliegtuig en toe 'n perdekar.
Julle verstaan, roep Max opgewonde. Totsiens my vriende, tot volgende keer, roep hy terwyl hy by die hek uitdraf. Hoe, sê die uil. Max draf vinnig tot by die huis, gaan in by die katdeur en draf saggies op met die trappe en klim geruisloos op Annika se bed. Sy lê op haar sy en slaap. Max gaan lê styf teen haar rug. Annika draai om en sit haar arm om Max. Lekker slaap, Maxie, mompel sy saggies. Max purr te lekker en so raak hulle aan die slaap. Die volgende oggend hoor Max net hoe Annika opgewonde roep, kom kyk julle, vandag se koerant het 'n foto van ons op die voorblad. Almal hardloop na die voordeur toe om na die koerant te kyk. Dis 'n pragtige foto van Faf de Klerk wat vir Max en die goue medalje vashou en langs aan hom staan Annika, Alex en Bismarck. Wat 'n opwindende avontuur was dit. Fluit my storie is uit. Volgende keer kan julle luister hoe Maximus en Frederik na 'n groot musiekfees toe was. Daar het dinge erg verkeerd geloop. Maar nou mag ek nie verder vertel nie.